Goeiedag, beloveds. Wat 'n voorreg is er weer eens op hierdie koue, nat Woensdag om u te groet in daardie wonderlike naam van die Here Jesus Christus. I am grateful for the things that He has done. So, Lord, I'm grateful for the miracles you have done. I've come to realize what joy and pleasure it is to serving you. Lord, I'm grateful for serving you. En dit is op daardie noot met hierdie lied wat ek julle vanaand wil groet en vir julle sê. God is still on the throne. Dit maak nie saak wat ons sê of wat ons dink en hoe ons daaroor voel nie. Hy is op die troon. En weet jy, ek het vandag iets geleer te midde van watter battles jy ook fight. You need to be calm in the storm. You need to be focused in the storm. And you need to trust God in the storm. Want weet jy wat, as jy nie die Here vertrou nie, gaan jou storm lyk of dit jou gaan oorweldig. Dis dieselfde gevoel en ervaring wat die disippels op die waters gehad het. Toe die storm opkom, het hulle mismoedig geword, hulle het hoop begin te verloor, want hulle die segte wat in hulle mind opgekom het, was dat hulle gaan verdrink. Hulle gaan met die boot skipbreek lê. Maar die Here kom tot hulle redding. En hy stil, of maak die storm stil. He calmed the storm. Amen. The same experience Peter had when he saw God or Jesus come walking on the water to them. He said, Lord, if it is really you, let me also walk on the water. En so het Petrus dan nou oor die boot geklim in die water en hy het gestap na die Here toe. Amen. Maar toe hy sy oë van die Here af weghaal, toe sink hy, en die Here red hom, terwyl hy uitroep, Here, help my. So we need to be calm in the storm. We need to be focused in the storm. But we need to trust God also in the storm. My liewe dierbare vriende, vanaand wil ek net julle weer bemoedig en bietjie getuig oor die goedheid van die Here. Elke dag kom ek maar nou soos normaalweg op hierdie platform en selfs ook my ander platforms soos op YouTube en TikTok en doen maar waarvoor die Here my geassign het om te doen. And I give God the glory that the work that I'm doing is not in void. Facebook het nou al oor die 1000 followers. TikTok het so pad na 500 followers toe. I give God the glory. I give Him praise. Want as mense wat inskakel, en ek kom op hierdie blad en ek doen dit wat die Here van my verwag om te doen. Weet jy maar,
Daar is issues wat ek self in my persoonlike lewe ervaar. Maar ek is maar nog steeds getrou om op hierdie blad te kom en die woord, die goeie nuus aan ons mense te bring. Weet jy, ek sien die hand van die Here elke dag. Amen. En as ek julle moet vertel hoe goed die Here is, gaan baie min mense gaan glo wat ek vir julle vertel. Is dat ek is vir die afgelope vanaf April maand is ek nie in die werk nie. Amen. Vanaf April maand kry ek nie 'n salaris nie. Maar die Here hou sy hand oor my lewe. En nie net oor my lewe nie, maar ook oor my familie se lewe. Amen. Yes, we have struggled. Yes, we had financial issues. Maar die Here het elke dag sy hand oopgemaak. En vanaand, my liewe vriende, kan ek nie anders om vir julle te sê nie. Dit wat hier gebeur, amen, wat ek julle vertel, dit wat ek aan julle oordra, is die waarheid. Amen. Halleluja. Vandag, toe maak die Here weer sy hand oop. En aan God al die ere for what He has done in my life. Amen. Ek kan die Here net dankbaar wees. Dit is nie baie nie, maar dit is genoeg om sekere goedjies te doen. Aan God al die ere. Hy het wonders gedoen. Dit is so kort my getuie, my liewe vriende. Toe ons so op pad huis toe is, ek en my dogter, en die wind waai en my gedagte raak vol, want ek dink aan die hoeveel mense wie dakloos is. My gedagte, my gemoed raak vol as ek dink aan hoeveel mense vanaand onder brûe slaap. Koud, nat, amen. En maklik miskien nie eens goed genoeg beddegoede het nie. En hier sit ons vanaand in 'n warm huis. Ons het genoegsame beddegoed en ons word nie nat gereën nie. Amen. We are privileged. En dan word ons baie kere ondankbaar vir dit wat ons het. Ons is ondankbaar vir wat die Here vir ons doen. Dit mag miskien nie groot goed wees wat die Here vir jou doen nie. Maar die Bybel sê hierdie ding, that we must be grateful in everything. Amen. As ons nie kan dankbaar wees vir die kleinere nie, hoe sal ons dan nou dankbaar wees vir wanneer ons groot kry? Amen. So we need to be grateful for what God is doing in your life, irrespective of how much it is and the price value of it. God must get the glory. David kom in die boeke van Psalms vanaand en hy sê vir my hierdie ding, wat ek ook met julle vanaand wil deel. En dit is die volgende. Lord, in Psalms 31, David says, Lord, I trust in you alone. Don't let my enemies defeat me. Rescue me because you are the God who always does what is right. Amen. That is one thing of our Jesus. He always is on point. He always does what is right. And David comes here and he says, Lord, rescue me. And many of us need rescuing, not from the earthly support. No, we need God to rescue us. We are in trouble. We are sinking.
We are struggling in the storms. The problems are flooding us. And so David set the example here, inspiring me and you to trust in the Lord and ask Him to rescue us. Beloved, niks wat jy doen vir die Here gaan ongesiens verby nie. Niks wat jy insit vir God gaan ongesiens verby nie. Yes, mense kan maar van jou sê en dink net wat hulle wil. But the longer you serve God, the more you trust Him, the deeper you get closer and closer, and the more you experience God's favor, you will experience God's fullness, His blessings. Jy sal die ervaring van jou lewe hê wanneer jy ervaar hoe groot die Here is. David sê, Lord, I trust in you alone. He did not say, I trust in my parents. He did not say, I trust in my brothers. He did not say, I trust in my own abilities, but he says, Lord, I trust in you alone. And so tonight, beloveds, ek weet nie in wie u vertroue is nie. I don't know in whom your trust is tonight. I don't know whom you trust in. But I trust God for greater things. Greater things. I trust God for miraculous things. Yes, I thank God for my health. I thank Him for my sanity. I thank God for whatever I have. I thank God for my children. I thank God for the blessing that is on them. I thank God for this people of God. I thank God for my area. I thank God for what He's also about to do. I'm grateful. I'm thankful. And I know my hope is in the Lord that whatever He will do in the next few days, the next few hours, the next year, my trust is in God that He will do the miraculous things, what the eyes have not seen, ears have not heard. Amen. Ek glo God dat Hy gaan doen ver bo kan wat ons gedagte daai informasie sal kan sien. Ons moet die Here vertrou in die goeie en in die slegte. Ons moet die Here vertrou wanneer dit swak gaan met ons, swaar gaan met ons en ons is mismoedig en ons is in 'n dal van doodskade weer. Ons moet die Here ook dan vertrou dat ons daaruit sal kom en dat ons weer goeie dag, goeie ervaring, goeie lewe sal hê. Daar's 'n lied wat ek des jare gehoor het, veral wanneer jy in 'n moeilike tyd van jou lewe is en jou lewe is gevlad met storms en al hierdie goede, en dan is daar 'n lied wat sê, môre sal die son weer skyn. Dit mag vandag 'n donker experience hê. Jy mag vandag in 'n moeilike situasie wees. Jy mag miskien vandag die ervaring het wat jy nooit aangedink het jy gaan hê nie. Dit mag miskien 'n traumatiese ervaring wees, of dit mag miskien vandag 'n ervaring wees wat jy nie aangewoond is nie. Môre sal beter daar kom. Daar sal weer 'n silwerrandjie op die horison verskyn. Want weet jy, die Here is 'n waarmaker van sy woord. Dit is my bemoediging vanaand. Soos wat die Here vir my deurgekom het in die afgelope paar maande, vanaf April, Mei maand en ons is alweer in Junie maand, het die Here nog steeds klokslag sy hand gewys. Ons het nie ondergegaan nie, ons het nie honger gely nie, die Here het sy hand aan ons gewys. Mag die Here vir u seën, mag hy ook aan u goed doen, mag die Here ook aan u behoeftes voorsien. Amen. But in everything, let us give God the glory. Amen.
Ons gaan nie ophou om die Here se naam groot te maak nie. Nee, wat ek sal in elk geval nie ophou om en versuim om op hierdie blad te kom nie. I will go and do what God has assigned me to do. Ek is nie bang of ek is nie skrikkerig van whatever iemand hoef te sê of wat iemand wil sê oor wat ek besig is om te doen nie. This assignment comes from God. En as die Here my nog die lewe gee en my asem gee, sal ek aanhou om dit te doen wat die Here van my verwag om te doen. Vandag is dit miskien hierdie live productions. Weet wie wat môre vir my wag nie. Ek weet nie wat oormôre vir my wag nie. Maar my fokus is op die Here. Amen. Whatever He says, I will do. This is the message for you too. Amen. Luister 'n bietjie fyn. Gaan na die woord. As jy nog nie 'n verhouding met God het nie, maak asof jy God ontmoet. Weet jy wat is die lekkerste ervaring? Amen. Om by die Here te wees. Hier by die Here het jy goeie dae en jy het ook slegte dae. Maar weet jy wat 'n kamp wat jy het as jy in jou slegte period is van jou lewe, dan kan jy uitroep na die Here toe en sê, Lord, help me. Kan jy dit doen wanneer jy in die wêreld is? Jou vriende stel te leer, jy kan nie na hulle toe roep nie. Even jou spouse stel te leer, jy kan nie na hom toe gaan nie. Baie kere het jy net nodig om na die Here toe te roep. En weet jy wat? Die meeste gevalle roep ons maar na die Here toe. Maak 'n besluit. Dit kan jou lewe verander. Amen. Dit kan jou lewe verander. No guarantees. Wat ons wel weet, die Here sê, bring al jou laste en jou bekommernisse na hom toe, en hy sal sorg dat hulle afvoer. So whatever ons experience, beloveds, dat die Here is daar om vir ons te help, om ons aan die hand te vat. En dis die lekker ding. Amen. Maar maak jy seker dat jy by die Here uitkom, voor hulle vir jou laat word. Amen. Maak seker, voor hulle vir jou laat word. Moenie laat tyd vir jou die probleem word nie. Ons het geleentheid. En vanaand is net so 'n goeie geleentheid, soos enige ander geleenthede wat jy gehad het. Moenie, don't let this moment, sê die lied, pass you by. Die Here seën u, mooi aand. Amen. God gets the glory.